Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is vir ons so groot voorreg, want volgende gesels ons met die niet aangestelde minister van Landbou, Willie Oukamp. En ons het baie vrae om hom te vra vanoggend. Goeiemôre minister. Môre Jennifer, môre Peer en sommer net Willie asseblief. Dis heerlik om jou vanoggend op ons geelbank te hê. Dit is 'n groot voorreg. Eerstens baie geluk met die nuwe pos wat jy nou vervul. Kom ons begin net met jou pad in die politiek. Hoekom het jy oorspronklik besluit ek wil die politiek betree? Dit was vir my 'n passie van kleins af. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa 'n predikant, my ma was 'n onderwyseres. So jy raak groot in 'n milieu waar jou gemeenskap word gedien. Ek het in politiek belang gestel van 'n klein seentjie af. Ek kan onthou ek saam met my pa in die laat 80's na KP en NP politieke vergaderings daardie tyd toe gegaan het. En dit is net 'n gogga wat gebyt het. Ek is een van daai ouens wat gaan regte studeer het. Nie om 'n prokureur te word eendag nie, maar om in die politiek op te eindig. So dit was 'n wedstrydplan vir baie jare gewees. En nou hier sit 'n mens. Wow, dit is 'n leer om te klim, nee. En dit verg seker soms meer as wat 'n mens gedink het jy sal moet gee. Dit verg baie geduld, maar dit verg baie werk ook. Jy moet toegewyd werk in jou gemeenskap. Jy moet betrokke wees en dis vir my lekker. Ek is vir my baie lekker gewees die 6 jaar wat ek voorsitter van my skool, my kunsteskool se beheerliggaam was en wat ek by die kerk betrokke is. En jy moet lei, maar dis vir my lekker en ek dink omdat ek in 'n gesin groot geword het waar my pa en my ma het maar voorgevat. Ons eerste gemeente was Sanien, Laaveld en toe Tabazimbi. So lekker in die platteland groot geraak en daar jou kant probeer bring en stout gewees, baie besig. Maar Willie, nou betree jy, ek wil sê 'n portefeulje wat onder skoot gekom het laaste paar maande, landbou. Is jy opgewonde? Wat is jou approach nou met hierdie nuwe portefeulje? Voordat ek minister van Bosbou, Visserry en die Omgewing geword het ek gedien op die parlementêre portefeulje komitee vir landbou. So dis nie vir my 'n vreemde plek nie. Ek het lank met al die rolspelers in die departement gewerk. Ek weet waar lê tekortkominge want ons het dit daai tyd ondersoek. Ons het ter plaatse ondersoeke gaan doen. Landbou is vir my ek wil amper sê tweede natuur. Ons boer self. Ek ken 'n plaas, ek weet wat die boere se uitdagings. Ek weet hoe voel 'n boer as jy moet vinnig dorp toe ry en jou vrou en jou kind is alleen op die plaas en jy weet nie of hulle veilig is nie, so jy sorg maar dat jy roer. Ekskuus tog. Ek weet wat dit is om deur 'n droogte te gaan, want ek is self daardeur. Hoe jy moet voer koop met geld wat jy moet bymekaar skraap. En nie weet hoe gaan jy die res van die maand deurkom nie, maar boer moet daar geboer word. Ja. So dis 'n rol waarna ek verskriklik uitsien. Dit is uitdagend. Baie mense dink minister wees is flashy, dis glad nie. Dis vroegoggend opstaan, dis min by jou huis wees, dis werk in 'n departement wat groot is en jy het 'n taak want jy het 'n roeping en hierdie is vir my 'n roeping, Jennifer, absoluut. Willie, soos wat Jennifer nou gesê het, nie aangestelde portefeulje, dis so 'n bietjie soos hulle sê, die stoel met die dorings in waarin jy kom sit. Wat se nuwe verwikkelinge, kom ons praat oor back and claw, waar staan die situasie nou? Kyk, ons sit met hierdie back and close krisis wat ons bekruip het soos 'n dief in die nag, maar ons het geweet die dief is daar. Hierdie back and close uitbraak kom al van 2019 af saam en hy het in die laaste jaar en 'n half net radikaal uitgebrei. Ons sit op 'n plek waar ons eerste vir onsself moet sê dat die staat, die departement van landbou, kan nie hierdie geveg alleen wen nie. Daar's geen manier nie. Wow. En wanneer jy daardie erkenning maak, moet jy vir jouself vra, goed, wat moet ons dan doen om dit te kan regkry? En ons sit met hierdie ongelooflike privaat sektor veral in die landboubedryf. Ons sit met baie sterk landbouorganisasies, georganiseerde landbouorganisasies. En daar's verskeie van hulle wat 'n enorme bydrae kan lewer om ons te help om hierdie krisis oor te kom. En my benadering was veral na die hofsaak wat dit was is, manne, kom ons sit om 'n tafel. Daar's niks wat so groot verskille is tussen ons, wat ons nie as ons met mekaar eerlik is, nie kan uitsorteer nie. En dis presies wat ons gedoen het. Ons het om 'n tafel gaan sit en presies gesê waar ons wil uitkom. En ons wil uitkom by die einde van back and close, dat ons weer ons rooi vleis kan uitvoer. So daardie beginsels wat ons daar neergelê het, is vinnig ooreengekom. Ons het vir mekaar gesê, ons wil in alles wat ons doen, moet ons binne die raamwerk van die wet bly. Ons wil in alles wat ons doen, nog steeds by 'n punt kan kom waar ons vleis wettiglik kan uitvoer onder die bepalinge van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. En dis dinge wat ons reg gekry deur met mekaar te praat. My benadering is een van inklusiwiteit. Kry mense om saam met jou te stap. Daar's baie slim mense daar buite. Ek moet na hulle luister. Dis so.
Ek dink die realiteit is 'n gesonde landbousektor is 'n gesonde ekonomie. Dit is voedselsekerheid, dit is wat alle Suid-Afrikaners wil sien en ek dink ongelukkig voel dit van die buitekant af want mense weet nie altyd wat in die binnekringe gebeur nie. Of 'n bietjie van 'n afbreek in kommunikasie was tussen die landbou gemeenskap en dalk die departement en daai vertroue het so 'n bietjie verbreek ook op 'n stadium. Hoe belangrik is dit om seker te maak okay, almal koop in op hierdie pad vorentoe vir die departement en vir die boere? Dis kardinaal. Weereens, ons kan nie hierdie alleen uitgesorteer kry nie. Daarom is dit ongelooflik belangrik dat almal wat in hierdie bedryf 'n rol speel, moet inkoop en moet saamstem en die pad saam vorentoe vat. As ons hierdie back and closure krisis wil uitsorteer, is daai samewerking ongelooflik belangrik. Nou wat byvoorbeeld in hierdie skikkingsooreenkoms wat ons met mekaar geteken het staan, is dit gaan oor 3 bene. Eerstens, ons moet sorg dat soveel as moontlik enstowwe die land inkom. Nou daar het ek onmiddellik vasgetrap en gesê, daar's geen rede dat die staat die alleenreg moet hê met sekere maatskappye in die buiteland om alleenreg te hê om hulle enstof te kan invoer. En ons het afstand gedoen van enige eksklusiewe ooreenkomste en ook gesê dat ons sal nie in die toekoms daarop aandring nie, sodat jy daar 'n kanaal oopmaak wat ons nou het vir die privaat sektor om nog enstowwe te kan inbring. So eerstens, ons gaan baie meer enstowwe vinniger die land inkry want die privaat sektor kan nou 100% volstoom voortgaan. Dan was die tweede oponthoud, elke keer wanneer enstowwe die land inkom, of dit nou die staat of van die privaat maatskappye is wat dit ingebring het, moet dit eers na onderste poort biologiese produkte toe gaan. Dit is 'n enorme bottleneck. Van daar af word dit nou die land versprei. Ons het nou ooreengekom dat privaat entiteite wat enstowwe inbring, kan dit direk self versprei sonder om dit eers onderste poort toe te vat. So jou invoere is beter, jou verspreiding is beter. Maar nou moet dit toegedien word. Ja. En dis waar daar 'n enorme agterstand gekom het. Die wet is duidelik. Dit moet toegedien word deur 'n gemagtigde persoon en daardie gemagtigde persoon is die direkteur van dieregesondheid in die departement van landbou. Maar wat die wet ook sê, is dat die minister het die magtiging om aan haar opdrag te gee om daardie magtiging wat sy het te kan delegeer aan ander mense onder sekere voorwaardes. En dit is wat ons ooreengekom het. So 'n boer kan nou, en ons het besluit dat elke beesboer in die land sal geag word om te kan kwalifiseer om 'n gemagtigde persoon te wees. Hy of sy moet aansoek doen 5 dae voordat hy end. Hy moet 'n sekere hoeveelheid inligting deurgee sodat dit goedgekeur kan word, maar daardie inligting word ook op 'n lewendige aanlyn stelsel gedoen. So jy gee jou naam, jou adres, jou ID-nommer, jou besonderhede. En die oomblik as jy enter druk, sê hy vir jou ons kort nog 'n foto van jou ID argumentsonthaalwe. Of hy sê vir jou ons het alles boef, jy is gesertifiseer. Hy reik vir jou sertifikaat uit en dan kan jy gaan en jy kan jou enstof gaan aankoop. Jy moet dan wanneer jy jou enstof toegedien het binne 14 dae terugrapportering gee. Die staat moet weet. Ja. Waar is dit ingeënt? Wat is die plaas se naam? Hoeveel diere, hoeveel vroulike diere, hoeveel manlike diere? Is dit 'n eerste of 'n tweede enstof? Wat is die tipe enstof? Maar daardie terugrapportering vind ook aanlyn plaas. So ons het die stelsel nou so gemaak dat daar kan 'n enorme klomp enstowwe inkom. Dit gaan baie vinniger versprei word en dit gaan beter en effektiewer toegedien word. So kom ons kyk, dit moet werk. Merkwaardig. Ek gaan dit sê, nuwe besem. Wil jy mens moet nou dink as die uitvoerende gesag wat 'n politieke keuse is deur die mense dan nou aan die hoof is soos 'n minister van 'n departement wat amptenary is in wese, staatsamptenare. Hoe kry 'n mens 'n nuwe visie, 'n nuwe benadering? Hoe sorg jy dat daai benadering deursyfer al die pad onder tot by die mense op die grond wat die werk moet doen? Ek dink die heel belangrikste is dat jy as minister moet vertroue inboesem by daardie mense wat vir jare daar werk. Onthou, ministers kom en gaan. Ja. As jy gelukkig is daar vir 5 jaar. Maar ministers kom en gaan, daardie amptenary van hulle kom 30 jaar al daar saam. Ja. Jy moet vertroue inboesem. Jy moet vir hulle wys dat hier is my beleid, hierdie is waarin ek glo. En jy moet wys dat dit nie onredelik is nie. Ek het met hierdie back and closure ding begin en vir hulle gesê, mense, hierdie is wat ons wil bereik. Stem julle saam. En almal het gesê ons stem saam. Ek sê nou maar goed. Kom ons besluit dan saam hoe loop ons die pad om daarby uit te kom. So jy moet vertroue wen. En dan moet jy vir hulle wys jy's bereid om saam met hulle in die loopgrawe te gaan lê en saam met hulle te veg en op te staan vir die departement, maar jy moet ook ferm wees. Jy moet kan identifiseer as daar 'n probleem is en jy moenie skroom om daardie probleem uit te sorteer nie. Staatsdepartemente het nie net vrot appels nie. Daar's baie goeie mense. Ja. Ek het in hierdie departement regtig baie goeie mense. Die direkteur-generaal
Moketsa Ramasodi is 'n uitstekende direkteur-generaal. Selfs as wat die direkteur-generaal in my vorige portefeulje was. Jy moet kan identifiseer waar lê die probleemareas en jy moet daardie goeie mense saam met jou vat om daardie probleemareas uit te sorteer. Wat maak jy opgewonde oor hierdie departement? Ek dink so baie fokus was onlangs op Back and Claw, maar dit gaan oor soveel meer in die departement. Wat maak jy opgewonde daaroor? Jennifer, ek sê nog altyd ons het regtig die beste boere in die wêreld. Jy kan nie 'n Suid-Afrikaanse boer iets leer nie want ons weet wat ons doen. Ons ken ons omstandighede. En wat my opgewonde maak is om saam met hierdie mense te werk. Ons boere is sout van die aarde, ruggraat van ons samelewing, hardwerkende mense. Jy moet met hulle eerlik wees. As jy 'n ding beloof het en jy kan dit nie doen nie, sê vir hulle. Luister, ek kan dit nie doen nie en hierdie is die rede. Maar ek sien uit daarna om hierdie pad te stap want almal in ons land wil landbou vorentoe vat. Dis 'n bedryf wat soveel werk kan skep. Dis die ruggraat van ons samelewing, veral in ons plattelandse gebiede. Ons is self boere. Dit lê my regtig na in die hart en ek sien uit daarna om met hulle saam te werk. Ek sien uit daarna om ons uitstekende landbouprodukte aan die wêreld te gaan bemark. Ek dink ons het van die beste produkte in die wêreld. Ek was 3 weke terug in Duitsland, daar 'n appel geëet en net nie dieselfde gesmaak as 'n Ceres-appel nie. Dit kan ek jou beloof. Absoluut. Ek is mal daaroor om dit te hoor. Willie, ek dink baie van ons fokus op die land en die land het baie probleme ook. Ek dink veral op munisipale vlak. Ons praat ook vroeër daaroor. Verkiesing is op pad, maar en jy kan as een minister nie al die probleme van die land uitsorteer nie, maar ek dink ons wil positief ook eindig volgend. Wat maak jy positief oor die land as algeheel? As iemand vir jou 5 jaar terug gesê het, jy gaan op 'n bank sit met 'n minister van landbou wat nie uit die ANC uitkom nie. Sy gesê dit is onmoontlik. Of dat die ANC gaan minder as 50% in 'n verkiesing hê. Sy gesê dit is onmoontlik. Hulle staan op 39,8%. Dinge in ons land is besig om te verander. Ek dink as jy kyk na vat iemand soos Leon Schreiber by Binnelandse Sake en die uitstekende werk wat hy daar doen. Dean McPherson by die Departement van Openbare Werke. Ons almal werk regtig kliphard. Dit kan ek vir jou sê. Jy's vroeg op, jy's gaan slaap laat in die aande, jy's baie weg van die huis af. Maar ons doen dit met 'n doel en daardie doel is om hierdie land vorentoe te vat. My eerste kleinkind is nou 'n jaar oud. Hy moet eendag in hierdie land vir hom 'n lewe kan maak. En dis my verantwoordelikheid om nou te doen wat ek kan sodat hy dit eendag kan doen. En ek sien baie uit daarna. Dis 'n roeping hierdie. Dis nie 'n job nie, dis 'n roeping. En ek dink ook nie die feit dat 'n minister soos nou op 'n regstreekse program wat ons om enige vraag kan vra wat ons wel bereid is om ons te gesels. Dis iets wat ons in die verlede kon kry nie. Wel, nooi my, ek sal weer hier wees. Dit is vir my lekker om julle te gesels. Ek hou van julle geelbank. Nee, dit is 'n voorreg om hier te wees en dit is belangrik om met mense te gesels. Ek dink dis baie belangrik dat ons mense daar buite ook positief raak. Ja. Gaan registreer, want dan kan jy stem. Gaan stem, want dan het jy jou mening uitgespreek oor wat moet gebeur. Kom ons verander hierdie land en kom ons doen dit positief. En ek moet vir jou sê, daar's baie mense wat hierdie land wil laat vorentoe gaan. Ja. As ek sit om my en ek kyk na my kollegas en ek sien maar, luister, hier's dinge besig om te verander. Ek dink dis daardie stroom van positiwiteit. As daai ou iets positiefs kan doen, kan ek ook. En dit spoel af op mense. So kom ons hou aan om die goeie dinge te probeer doen. Absoluut. Minister, dit is baie lekker om volgende dit te hê. Dankie dat jy roeping uitleef. Dankie dat jy dien. Ek dink ons praat gereeld oor dat mense in posisies is om te dien en net om te vat nie. So ons waardeer dit. Ons waardeer jou tyd en jou eerlike antwoorde. So dankie, wil jy vir jou tyd volgende. Baie dankie. Ek waardeer dit. Dit was regtig 'n voorreg en bid vir ons. Ons het dit nodig, regtig. Dit maak verseker so. Dankie. Saam kan ons die land vorentoe vat, né? Dit is lekker om te gesels met Willie Oukamp, minister van Landbou. Bly geskakel net na se tyd vir jou nuus.